Ok, ek wil graag vanmôre met u verder gaan op wat ons op die oomblik doen en ek wil graag tyd daaraan wy. Kom ons doen 'n bietjie hersiening en ons het gesê God het die mens na sy beeld en gelykenis geskape om hom op die aarde te verteenwoordig. Nou ons het baie na gelang van Genesis 1 en so daarna gekyk en ons het vanmôre weer daarvan gehoor. Die eerste seun van God het afgewyk van die oorspronklike bedoeling van God en die hele mensdom in sonde gedompel, maar God het die proses herstel deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. En wanneer ons wedergebore word en in hom is, word die redding van die siel ons aardse proses. Luister mooi, wanneer ons wedergebore word die redding van die siel. Baie belangrike konsep in die Bybel, word ons aardse proses om terug te kom tot by die gelykvormigheid aan die beeld van die seun van God en die einddoel van ons geloof. Die einddoel van ons geloof, sê Petrus, is die saligheid van ons siele. So dis die belangrike deel waar ons nou is op die aarde besig met die proses. So na wedergeboorte is daar 'n proses. Luister, wedergeboorte bring jou terug by die Here, maar dit bring jou nie in totaliteit terug by die Here nie. Jy kan nie daarna sê, great, nou is dit fyn, ek is nou fyn nie. Dan begin die proses van die siel. OK? Dan begin die proses. So daar's 'n proses van groei. Die Bybel noem dit heiligmaking. Heiligmaking. Verder sal ons sterflike liggame met onsterflikheid oorkleef word en ons sal aan hom gelyk wees wanneer hy kom. So die redding van ons siele is dis nie 'n opsie nie, dis 'n opdrag. Dis die manier waarop ons weer gaan terugkom na die oorspronklike bedoeling van God. En dit word gedoen, luister mooi. Redding van ons siele word gedoen of die grand woord vandag is gefasiliteer. Word moontlik gemaak deur die inplanting van die woord. Dis ontsettend belangrik, die inplanting van die woord. As jy nie dit het nie, kan jy nie groei terug na die beeld van die seun van God nie. As jy nie daai proses deur gaan dit doen nie. Die inplanting van die woord, wat is dit? Dis die saad van God wat sy natuur dra. Is God nie 'n genius nie, né? Laat hy dit so beskik het, hy het sy woord gegee, sy saad, wat sy nature het, en ons kan dit inplant in die deel wat moet verander word, sodat daai saad kan ontkiem en hom kan voortbring. Dis sy natuur, dit dra sy natuur, en dis wat ons siele kan red of verander, en wat Christus in ons kan vorm en deur ons na vore kan bring. Ek lees weer vir Jakobus 1 en ek stres hierdie goed weer en weer want dit moet ons DNA word hierdie. Jakobus 1, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Hoekom met sagmoedigheid? U sal nou sien hoe God hierdie proses beskik het, dat jy sagmoedigheid nodig het, en ons het vandag in die kerk so baie onafhanklikheid, en ons is so gou om ons eie wy te kies, maar die Here sê, jy kan nie my woord inplant, as jy dit nie met sagmoedigheid ontvang nie. Ok, nou, ons sal nou gou 'n bietjie daarna kyk, 1 Tessalonisense 2, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het. Is interessant, die woord ontvang en aangeneem is 2 verskillende Griekse woorde. Is 2 verskillende prosesse, hoe jy daarby uitkom. Julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, kyk hierso, wat ook werk in julle wat glo. Julle het dit aangeneem, julle het ontvang as die woord van God, nie as die woord van Paulus nie. As die woord van God, en dan is daai effek, hierdie woord werk. Nou wat werk die woord in my en jou? Hy bring Christus voort. Dis wat hy doen, hy bring Christus voort. Soos wat ons vanmôre gehoor het, I found the Christ, come and see. So moet hierdie come and see in ons begin groei. En dit is Christus, dis nie ons nie, niks met ons te doen nie, dis hy wat in ons en deur ons moet gewys word. Nou, daar's 'n proses in hierdie hele goed, daar's 'n proseslyn. Romeine 10:17 sê, die geloof is dus
uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is uit die deur die woord van God. Ons moet die woord wat ons hoor, luister mooi, ons moet die woord wat ons hoor, wat Christus is, né, ontvang. En dan kom geloof deur die gehoor van die woord. As jy dit op die regte manier hoor, kom geloof deur die gehoor van die woord. En daai woord moet gesaai of ingeplant word in ons siele wanneer ons dit hoor. Dis baie belangrik. Dit gaan nie net gebeur deur na preke te luister nie, of wat ook al jy doen nie. Daar's 'n manier van hoor. Sê gou 'n manier. 'n manier van hoor. Jy weet mos, ek dink nou, baie keer in 'n huis, jou vrou kan 'n sekere ding sê en jy weet wat is die temperatuur. Nou, dan kan sy dieselfde ding sê op 'n ander manier, dan weet jy. En dis nie nou weer dieselfde temperatuur nie. Amper droppe kom net. Ja, ek spot maar. Julle hoor wat ek wil sê, né? Daar's mos dadelik met hierdie goed, daar's 'n manier van reg hoor, ook met die dinge van die Here. Lukas 1:38, Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Laat dit met my gaan volgens u woord, hier is ek beskikbaar, laat dit met my gaan volgens u woord. Soos Maria moet ek en jy ja sê vir die ontvangs van die saad, en dan kan daai saad die ingeplante woord in jou hart posvat en ontkiem en Christus voortbring. En dan moet ons almal tot by die beeld van die Seun van God gebring word, met ander woorde tot by volwassenheid, sodat ons verander kan word en volkome soos hy kan wees, wat ons verander kan word wanneer hy kom en volkome soos. Hierdie volwassenheid is wat nou in my en jou groei, en dit moet toegelaat word om ons siele te beïnvloed. Die geestelike groei wat gebeur, Christus wat groei, Christ in you, the hope of glory. Daai ding moet toegelaat word om my en jou siel na volwassenheid te bring. So die area waarin volwassenheid en groei moet kom en waarin ons verander en gered moet word, is veral die area van die siel. Right, dis so bietjie vinnige opsomming van die pad wat ons al reeds gekom het. Ek wil weer 'n vraag vra wat ek laasweek gevra het. Hoe ontvang jy die saad? Hoe ontvang ek en jy die saad? Punt A is, jy ontvang die saaier. Hallo, kan jy sien hoekom jy sagmoedigheid het? Want ons judge mos mekaar op ons baadjie, of ons mekaar like of nie like nie, en na persoonlikheid en al die goed. So, jy gaan baie keer nie die ou like nie, dan het jy sagmoedigheid nodig om te besef, maar hy bring vir my die woord van die Here. Ander woorde, sagmoedigheid in die sin van ek moet afstep van my likes en dislikes, en ek moet besef, as God my hier gesit het, dan is dit waar ek gaan moet groei. Sê gou amen. Dis so eenvoudig, maar dis so fenomenaal vir my, dat die Here het nooit mense uit sy plan uitgehaal nie. Juis oor die ding. Dis juis omdat ons baie keer persoonlikhede het, yster wat yster slyp, en dan is mense wat in die vlees wandel, se neiging is, ek stap weg van wat ek nie like nie. Maar dis juis hoe God sagmoedigheid by ons bring, is die feit dat ons baie keer onsself moet verneder om sy pad te loop. Is dit waar? Dan bring God sagmoedigheid en hy kan sy werk in ons doen, sy woord kan sy werk doen. Ontvang die saaier, punt A, sit ook gou daar op asseblief, as jy daar, wie is daar, Amelia, ontvang die saaier, okay. Lukas 8 vers, laat ek eers vir jy sê, die saad is die woord, en die geloof kom deur die gehoor van die gepredikte woord. Alright. Lukas 8 vers 18, pas dan op hoe julle hoor, sê gou hoe. Okay, dis 'n uile kerk die. Almal sit en sê hoe. Pas dan op hoe julle hoor, want elkeen wat het, aan hom sal gegee word, en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy dink dat hy het. Pas dan op hoe julle hoor. Met ander woorde, daar's 'n manier van hoor. Sê gou vir die ou langs jou hierdie keer, daar's 'n manier van hoor. So jy kan hoor en dit mis, as jy verkeerd hoor.
Alright, ek wil weer vir die Jesaja 55 vinnig bring, maar ek wil hom net in die Engels. Ek gaan nie die hele stuk herhaal nie. Kyk hierso, hou, daar's nog 'n uil. Everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Yes, come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and for wages, and your wages for what does not satisfy? Met ander woorde, daar's 'n manier wat ek kan koop sonder geld. Daar's 'n manier in die kingdom om te koop sonder geld, om die dinge van die Here te kan koop sonder geld. En wat is daai manier? Hier sê, listen carefully to me. Listen carefully to me and eat what is good. In other words, if I listen carefully, I can eat what is good. And let your soul delight itself in abundance. God het bedoel dat die oorvloed, dat die groei van die siel sal gebeur in oorvloed. Abundance, maar die ding is, jy kan nie die abundance hê as jy nie bereid is om te luister nie. As jy nie bereid is om te hoor nie. Ouens, ons het regtig, ons moet iets in ons harte regmaak. Ons het so gewoond geraak om die woord en die dinge van die Here te kritiseer. Ons moet dit regmaak, want dis die sleutel hoe jy koop in die kingdom. Ja, hierdie goed maak my so excited. Ek spring nou oor hierdie kansel. Ek weet net nie hoe gaan ek aan die kant lyk nie. Okay. Sal maar die ambulans moet bel. Die woord is, okay, kom ons lees gou verder. Incline your ear. Incline, het julle al gesien as jy 'n ding instel? Onthou julle die ou tyd wat ons daai bunny ore gehad het? vir die as 'n plek wat hy werk en die res van die plekke werk hy nie. Voel soos ek. Dan so dis hierdie ding van stel hom in and come to me. Hear and your soul shall live. Hear and your soul shall live. Wanneer sal jou soul live? As jy hoor, as jy kan reg hoor, pas op hoe jy hoor, as jy kan reg hoor, kan jou siel lewe. Kan jy sien hoekom is baie kinders van die Here wat sê hulle is op pad hemel toe, is eintlik sielsdood. Is dit waar? Ja, dis waar. Hulle het die mees onchristelike persoonlikhede, gewoontes, geaardhede, goed wat hulle sê, dan sê hulle is in die kerk, hulle dien die Here. Maar they are so un-Christ-like, hulle is eintlik sielsdood. Hoekom? Want hulle het opgehou om te hoor. En derhalwe het hulle groei opgehou. Die woord carefully in vers 2, listen carefully me. Hear, listen to, dit het hierdie grade, pay attention and obey. Hear, listen to, pay attention and obey. So, dis die stappe van daai heer. Okay, die hoe van die hoor het 'n paar faktore of sleutels wat ons nooit besef het of opgebou het nie, totdat hierdie seisoen wat ons die apostoliek noem, gebreek het, en ons dinge nou in 'n skerper en 'n meer geopenbaarde lig sien en verstaan. Okay, nou, dit word bepaal, die resultaat van die woord, die resultaat van die hoor, die resultaat van die werking van die woord. Ons het nou gesien, die woord is God se saad wat sy nature bevat ensovoorts. Die resultaat word bepaal deur hoe jy die saaier ontvang. Ek dink dis 'n sleutel wat ons na moet kyk, wat ons baie keer miskyk, want kerk is vir ons kerk, jy weet, dis maar net, jy kan gaan waar jy wil, maak soos jy wil en so aan. Jy moet dus die woord reg hoor en ontvang vanaf die een wat dit vir jou moet bring. Nou Jesus sê dit, hy sê in Matteus 10, as iemand julle nie ontvang, en dan verduidelik hy dit, en na julle woorde luister nie. Skud die stof van jou voet af, het sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees. Nie ontvang en na julle woorde nie luister nie. Vers 40, wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het.
Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. En wie 'n regverdige ontvang omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. So, as jy nie kan ontvang nie, dan mis jy jou loon. Mis jy jou loon. Hierdie goed is 'n werklikheid. Ouens, ja, weet jy, ek wens ek kan julle vertel. 'n Ou wil nou nie, mense loop hier rond met hierdie goed en so aan nie, maar ek wens ek kan julle vertel die pad wat die Here met ons sal geloop het, vandat ons hierdie goed begin toepas het. Dis net amazing. Dis net amazing. Dis en so sien jy, so groei ouens se lewens, so gebeur dinge in hulle lewens en so aan. Dit het te doen met die mate van hoe hulle ontvang en hoor en toepas. Handelinge 7:38, dit is Moses wat in die vergadering in die woestyn was saam met die engel wat met hom op die berg Sinaï gespreek het. En saam met ons vaders, hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Jy sien, dis die kwessie van grace. God het genade. Genade is vrylik. Reddende genade is vrylik. Dis geen niemand kan daarmee interfereer nie. Dis jou eie keuse. God gee dit vir jou genadiglik vry. Iemand wat sê hy sluit die hemel vir jou toe, daai ou moet hy moet sy ways verander. Ek gaan nou mooi loop vandag. Julle verstaan wat ek bedoel. Maar die feit is, die verdere uitlegging van genade in 'n ou se lewe. En dis die grace om te kom tot by die redding van die siel en al hierdie goed. Die grace in jou geestelike lewe om te groei ensovoorts. Dit vat God en hy gee dit in 'n korporatiewe sin aan mense. Julle verstaan wat ek bedoel, né? Grace is opgesluit in 'n grace carrier. OK, ons sal nou daarby kom. Punt B, wys gou punt B daar. Die eerste een is ontvang die saaier. Punt B, verstaan wat jy hoor. Verstaan wat jy hoor. Nou, dis nou die belangrike punt waarby ek wil kamp vandag. 'n Ander baie belangrike sleutel van hoor is om te verstaan. Matteus 13, waar Jesus praat van die saaier, dan sê hy, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Luister mooi, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad is. Met ander woorde, hy het verniet gehoor. Is dit waar? Hy het verniet gehoor. Ek dink daar gaan baie ouens wees wat eendag sê, maar gee my tyd terug. Al die tyd wat ek in 'n kerkbank gaan sit het, gee dit vir my terug. Want jy het verniet gehoor as jy nie verstaan nie. Dis belangrik hierdie goed, ouens, is belangrik. Vers 23, en by wie op die goeie grond gesaai is. Dit is hy wat die woord hoor en verstaan, en dan die resultaat, wat dan ook vrug dra en oplewer. Die ou wat verstaan kan vrug dra. As jy nie verstaan nie, kan jy nie vrug dra nie. Die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Die hoor word gevolg deur verstaan, gevolg deur vrug dra. Met ander woorde, en daar's 'n woord wat ek gou met u, 'n gedagte wat ek met u wil bespreek. En dis die idee van understanding. Understanding. Jy moet bietjie Spreuke vat as jy 'n komputerprogram of iets het, Bybelprogram, dan moet jy hierdie woord gaan opsoek en hom gaan swat. Understanding. Luister mooi, dit is die begrip van hoe om te doen en toe te pas wat jy gehoor het. Luister mooi, understanding is om te weet wat om te doen met wat jy gehoor het. Dis om die woord te verstaan, is om te weet hoe om dit toe te pas. Nou, ek gaan dit vir in die Engels doen, want dis die mooiste. Afrikaans sê hierdie goed so vaag. Proverbs 4:7. Wisdom is the principal thing. Ons het vanmôre gehoor van wysheid, understanding, insig en al hierdie goed. Wisdom is the principal thing. Sê gou principle. Principle, die belangrikste ding wat jy in die lewe kan hê is wisdom. En dis nie
kopkennis en universiteitsgrade en daai tipe wisdom nie. Dis goddelike wysheid. Wisdom is the principal thing. Therefore, sê gou therefore, get wisdom. And in all your getting, en alles wat jy get understanding. So, jy kan nie wisdom kry en understanding uitlos nie. Moenie net wisdom soek en understanding nalat nie. Jy moet weet om wat met die wisdom te doen. OK, ek gaan gou vir so 'n paar beginsels skets van hierdie ding en dan iets anders verder. Jy weet van die vertaling sê dit so, hy sê, though it costs you all your possessions, get it. Though it costs you all your possessions, get it. Die Amplified sê vir understanding praat hy van discernment, comprehension en insight, insig, daar's insig. Die NLT sê develop good judgment. En 'n ander een praat van interpretation, interpretation, dis die Amplified. OK, kom ek lees dit weer. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and in all your getting, en 'n ander vertaling stel dit so, in alles wat jy bymekaar maak en alles, sorg dat jy eers 'n understanding kry. Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. OK, derde beginsel, Spreuke 24:3. Through wisdom a house is built, and by understanding it is established. Through wisdom a house is built. Ons kan nie hierdie huis bou sonder wisdom nie. Jy kan nie daai huis van Jesaja 2 bou sonder wisdom nie. And by understanding it is established. Goed. Volgende een. Buy the truth. Buy, B-U-Y. Buy, koop. Buy the truth and do not sell it. Also, met ander woorde, also buy wisdom and instruction and understanding. Yes, ouens, hierdie is so belangrik. Buy the truth and do not sell it. Also, wisdom and instruction and understanding. Weet jy hoe baie jy the truth? Deur in te skakel by die persoon wat God in jou lewe gesit het om vir jou die woord te bring. Ons het altyd hierdie mystieke goed. Hoe baie ek the truth? God, I want to buy the truth. Lord, you are more precious than silver. Dan, al hierdie goed, maar ons gee nooit lyf daaraan nie. Wat is die lyf van hierdie goed? Die lyf van hierdie goed beteken, ek buy wisdom. Ek buy wisdom deur in die pad te loop wat God vir my daar gesit het. Ek het woord nodig om my te laat groei. Ek het inspraak nodig en ek moet by daai woord uitkom en ek sal alles baai om daar te wees. Sê gou amen. Spreuke 20 vers 5. Counsel in the heart of man is like deep water. No, but a man of understanding will draw it out. A man of understanding. Dis hoekom ek vir u so baie keer sê, jy kan dalk dink ek is te heavy op die topic. A man of understanding. Wat is a man of understanding? Dis iemand wat vir jou die woord bring wat God vir jou het. Dis nie iemand wat jou in 'n kerk staan en entertain om jou daar te hou nie. Dis nie iemand wat jou spy en al hierdie goed en seeker sensitive en al die goed net om mense te kry en getalle en te spog met hoe vol die kerk is en al hierdie goed. Nee, dis 'n ou wat die dinge uit jou hart uit kan haal wat God daarin gesit het. Die counsel uit jou hart uit kan haal en hoe haal jy hom uit? Jy haal hom uit met die woord van die Here. Ek het heel laaste, ek weet nie of ons daarby gaan uitkom vandag nie, is daai skrif, Amos 8 vers 11, hy sê, en ek sal 'n honger gee, nie na water of brood nie, maar na die hoor van my woord. Nie na my woord nie, na die hoor van my woord. Ek soek daai dag, waar daar 'n honger sal kom om weer die woord van God te hoor. Want ons het alles anders nou al omtrent gehoor. Kyk gou hierdie paar mooi versies.
Spreuke 10:13, ek gaan gou vir hierdie 3 so vinnig na mekaar lees. Wisdom is found on the lips of him who has understanding. Volgende een, wisdom rests in the heart of him who has understanding. Volgende een, wisdom is in the sight of him who has understanding. As jy understanding het, dan's wisdom op jou lips, dan's wisdom in jou hart en dan's wisdom in jou oë, in jou sight. Nou, kom ek lees gou vir die 2 stukkies uit Spreuke uit. My son, Proverbs 2, if you receive my words, kyk nou mooi hierso. My son, if you receive my words. God is besig om die kerk te bring by sonship. Dis die enigste manier hoe God sy kerk gaan vorentoe vat. Daar is 'n seun moet hom verteenwoordig op die aarde. Is dit reg so? En God is besig om my en jou te vorm na seuns van God. Nou sê hy, my son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Hierdie is wat jy moet doen in 'n kerk met die woord wat uitgaan. For the Lord gives wisdom from his mouth. Waar kom wisdom vandaan? Okay, en hoe gaan dit in die vleeslike gebeur? Deur die prediker. Is dit reg so? Is dit die waarheid? Kyk net hoe geniaal is God, dat hy het gesê, I will build my church. Hierdie is die boublokke van die kerk van die Here. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. So dit gaan jou toe kom deur die mond van iemand wat gestuur is om dit vir jou te bring. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk uprightly. He guards the paths of justice and preserves the way of his saints. Then you will understand righteousness and justice, equity and every good path. When wisdom enters your heart and knowledge is pleasant to your soul, discretion will preserve you and understanding will keep you. Wow, is dit nie mooi nie? Loof die Here. Dis wat ons moet doen. Dis hoe ons die woord moet hanteer. God wil hierdie goed in ons sit, sodat ons in wysheid kan wandel en hom kan reflekteer. Proverbs 4, hear my children, the instruction of a father, and give attention to know understanding. For I give you good doctrine. Do not forsake my law. When I was my father's son, tender and the only one in the sight of my mother, he also taught me and said to me, let your heart retain my words. Wat moet jy met die woorde doen? Wat hier vandaan af uitgaan? Jy moet dit in jou hart bære, jy moet dit inplant, jy moet dit oordink, want dit is in staat om jou siel te red. Ouens, dis nie net 'n preek nie. Dis hoekom ek ure spandeer met die woord van die Here, om hier te kan staan en te sê, so sê die Here. Ek kan net nie, ek het al vir Karen gesê, daar's tye wat ek net voel, jy weet, ek het so besig in die week en so aan, dan sê ek vir, ag wat weet, ek gaan sommer maar 'n preek net om, en as ek daarby kom, dan kan ek dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie, al is dit vakansietyd, al is dit Kersfeestyd, al is dit wat se tyd. Ek kan nie afskeep nie, want die een wat hier staan moet kan sê, so sê die Here. Let your heart retain my words, vers 4. Keep my commands and live. Daar's baie keer, baie naweke wat ek goed moet prys gee. En my vrou sit maar by die huis en sy doen haar ding of sy sonder my.
Ek kon gister nou nie eers saam met die manne die rugby kyk nie. Ek het dit later gekyk, die hoofgoed, want hierdie is my belangrikste. Julle verstaan wat ek bedoel? As ek nou vanmôre, as ek nou gister rugby gekyk het en vanmôre kom gee ek vir jou blikkies kos, wat gaan jy dink? Wat gaan jy dink? Wat soek ek hier? Hoe staan ek voor die Here met dit? Dit werk nie so nie. Maar dan verwag ek hierdie resultate. Let your heart retain my words, as dit vir jou woorde van die lewe is. Keep my commands and live. Get wisdom, get understanding. Do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Kom ons lees dit weer. Get wisdom, get understanding. Do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her. Wie's her? Onthou julle Spreuke 8 praat van vrou wysheid. Hy praat van twee vrouens wat uitroep op die strate, vrou wysheid en vrou dwaasheid. So daar's een, ek wil dit met baie respek sê, moet nou nie vir my kwaad wees nie, daar's een ander vrou wat jy mag lief hê. Dis vrou wysheid. Dis hoe die Bybel dit sit. Sorry nou, ek wil nou nie lelik goed sê nie, maar dis hoe die Bybel sê, ek maak nou net 'n grap, maar kyk nou, kom ons kyk verder. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Is dit nie mooi nie? Love her, hê die wysheid lief. Hy stel dit maar nou as 'n vrou, dis maar net hoekom ek nou so sê. Exalt her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. Ag, sê gou haleluja. Prys die Here, As jy dit kan doen met wysheid, maar waar kry jy die wysheid? Jy kry die wysheid by die woord wat na jou toe kom. Dis wat ek bedoel, ek wil jy moet daai link maak. Jy kry die wysheid by die woord wat na jou toe kom. Kom ons lees dit weer. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Exalt her, and she will promote you. En dan kan ek hierdie sin omdraai. Embrace her, and she will bring you honor. She will place on your head an ornament of grace. A crown of glory she will deliver to you. Wow, wie wil sê halleluja? Dis wat God bedoel het vir wysheid, die wysheid wat kom deur sy woord, as jy die woord kan ontvang, reg kan hoor. Openbaring 2:29, en daar's 'n klomp van hierdie in die briewe in Openbaring aan die gemeentes. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Jy moet kan hoor wat die Gees van die Here sê, en jy moet dit kan verstaan. Nou, ek wil so 'n bietjie dit toelig. Wanneer seisoene byvoorbeeld skuif, moet jy kan hoor en verstaan wat deur die gestuurdes van die Here na ons toe kom, né? Dis hoekom ons nie apostoliek is. Apostel beteken gestuurde. Dis basic dit. Moet ons verstaan wat die Here vir sy kerk sê. Baie ouens operate, luister, in die beginsel van 'n ou seisoen binne die nuwe, en dit dra geen vrug of krag nie. Hoekom? Hulle kan nie hoor dis tyd om aan te skuif nie. En hulle kan nie verstaan, ek sê laasweek vir iemand, 'n nuwe seisoen, you have to taste and see. Christus is so, daai liedjie wat nou gespeel het, taste and see. Dis Christus en die dinge rondom hom moet jy kan proe. Jy moet dit kan experience, dis hoe hy werk. Come and see, taste and see. Jy moet dit kan smaak, jy moet kan smaak en sien dat die Here goed is. En dis waarom ons onder apostolic gesag staan. Ek het dit al vir u verduidelik. Dis 'n apostolic season, en net soos in die stigting van die eerste kerk in Handelinge. Maar ons het laasweek gesien dat God die planne, luister mooi, die planne vir die werk, die bou van sy kerk. Paulus sê, toe hierdie grace na my toe gekom het, 1 Korintiërs 3 vers 10 dink ek, sit dit gou daar op vir ons, 1 Korintiërs 3, toe hierdie genade in my lewe gekom het, dit het my gemaak 'n bekwame boumeester. Nou die Grieks daarvoor is die woord sophos architekton. Sophos is wysheid.
As jou naam Sofia is, behoort jy slim te wees. Sophos is wysheid in die Grieks. Argitekton was 'n term vir iemand wat nie net die planne opgetrek het nie, hy het die hele bouwerk administer. Né? Gestaan van hoe die bouwerk, hoe die planne toegepas word. Hy kon in beheer wees van die plan wat daar is, moet so iets na vore bring. En Paulus sê die grace wat ek ontvang het, toe hierdie apostoliek in my lewe inkom, I became a wise master builder. Wow. So dis hoekom ons in hierdie season onder hierdie gesag staan, ons wil reg bou. Sê gou reg bou. Ons wil reg bou, ons wil daai huis van Jesaja 2 bou en ons moet hom reg bou. Daarom sê Paulus, hy sê God het in die eerste plek in sy gemeente gesit apostels. Daarna profete ensovoorts en dan noem hy die res. Dis die orde van God omdat die gebou moet klaargemaak word. Die kerk moet reg gebou word. As jy sien hoe ons gebou deur die jare, dan is dit eintlik skrikwekkend. En nou kom reformatie. Wat doen reformatie? Reformatie breek mure af wat nie daar moes wees nie. Reformatie buig reg dit wat verkeerd gegroei het. Hy maak daai goed reg. Dis hoekom in 'n seisoen van apostolic reformation is ons maak dinge reg sodat ons die gebou kan klaar kry, sodat Jesus Christus kan terugkom. Wow. Jy weet die ouens wat so die datums voorspel en al die goed. Ek dink nou die dag daaraan, 'n paar aanduiders wat die Here ons gegee het. Een van die goed is Handelinge 3 vers 21. Hy sê, die engel sê, heaven must hold him back. Dis Christ. Luister mooi, heaven must hold him back. So heaven will not release him totdat die voorwaarde nagekom is. Die voorwaarde is totdat sy vyande die voetbank gemaak is van sy voete. Nou sê jy nou vir my, kan die Here die 23 September kom as jy na daai skrif kyk? So die Here het aanduiders gegee. Ons meid sit nie op datums en al die goed en so aan nie, maar hierdie ding is meer kondisioneel as wat hy tydsgebonde is. Amen. Alhoewel die Here weet wanneer dit gaan wees. Hy weet. Maar vir ons wat hier op die aarde is dit 'n ding van die kerk moet in 'n sekere posisie kom. Volwasse seuns moet in hulle plek inskuif. En dit word gedoen, reg gekry deur die woord van die Here. OK, ek wil miskien volgende keer met u praat oor die as jy praat van seunskap, dan is daar 'n baie belangrike term in die Bybel en dis die term geliefde seun. Geliefde seun. Die seun wat God moet verteenwoordig sal bekend staan as 'n geliefde seun. Maar ek gaan nie nou daarby tyd spandeer, ons kan dit 'n ander keer doen. Geliefde seun, gaan soek dit bietjie op in die woord, dis 'n fenominale term. Ek wil gou afsluit met een of twee laaste skriffies. Wat moet jy doen as jy sê, Here, ek het laasweek iemand gehad wat aan my gekom het en gesê het, weet jy, die Here het vir my baie duidelik gesê ek moet hier wees. Baie duidelik gesê ek moet hier wees. Nou wat doen jy so? Ek hoop almal wat sê hulle is by Judah, dis julle getuienis. Ek hoop so, julle moet kan sê, luister, ek het hierdie plek, ek het die gestuurde van die Here nodig om die woord in my lewe te sit wat ek nodig het. OK, dit moet jou rede wees hoekom jy hier is. Nou, kyk nou 1 Kronieke 12, wat doen jy? Dawid is in die woestyn aan die vlug vir Saul, en daar kom nou ouens van Saul af na Dawid toe. Nou is hy versigtig, want net nou kom verraai hierdie ouens hom. Hier kom hulle dan nou van Saul af wat sy vyand is, alhoewel hy nie Saul se vyand was nie. En toe dan nou van hierdie ouens kom, vers 17 van 1 Kronieke 12, ek is by slide 66 hoor. Daar sê, vers 17, het Dawid uitgegaan, hulle tegemoet en gespreek en vir hulle gesê, as julle met vrede na my kom om my te help, sê gou om my te help, sal ek my van harte met julle verenig.
Daar's die marriage, né? Onthou julle die marriage? Maar as dit is om my aan my teestanders te verraai, of skoon daar geen onreg in my hande is nie, mag die God van ons vaders dit dan sien en straf. En dan het Amasai gekom en die gees van die Here op hom kom uit geprofeteer en so aan. Vers 22 sê dan, want dag vir dag het hulle na Dawid kom om te help, totdat dit 'n groot leer was, soos 'n leer van God. Nou kyk wat sê vers 17. And David went out to meet them and blessed them and said to them, if you have come peaceably to me to help us, then may the Lord grant you a double portion of that which you have in your heart. As jy kan reg connect, sal jy dubbel hê van wat in jou hart is. Ons praat van droom, jy weet die droomwoord vandag is mos droom, jy moet 'n droom hê. My flip, sê nou maar 700 ouetjies in dieselfde klas het die droom om president te word. Is dit moontlik? Jy verstaan wat ek bedoel, ons kan sulke nonsens verkoop aan die mense. Is goed om 'n droom, daai goed is fyn, maar gee net lyf van die ding. Gee net lyf van die ding. As jy nou wil praat van 'n drome, hier sy. As jy reg connect aan die man van God, kan jy dubbel hê wat in jou hart is. Kan jy sien die vermeerderingseffek as jy reg kan connect? Ag sê gou amen. Julle is nou ver te stil vir my. Iewers het julle op my dood gegaan. Daar's 'n verdubbelingseffek van wat in jou hart is as jy kan reg connect met die woord en met die ou wat die woord bring. Dis die krag van God se woord. Hy het sy woord gestuur om hulle gesond te maak en uit hulle kuile uit te red. Maar hoe kom die woord? Die woord kom deur prediking. Then may the Lord grant you a double portion of that which you have in your heart. So wat doen jy? Jy gaan meld aan, jy connect, en jy neem die woord en jy bære dit in jou hart en jy doen dit. Dis die manier, jy word nie net 'n lidmaat nie. Jy connect met die woord, jy word ywerig, jy doen hierdie goed en jou groei sal vir almal duidelik wees. Dis wat jy doen. Jy kom help. Dawid sê, as julle kom om my te help. Ouens, wat kom doen jy? Jy kom doen wat ons doen. Is dit reg so? Hoor nou mooi wat ek wil sê, jy kry baie ouens, hy kom van Timbuktu af, en dan moet die gemeente skielik doen wat hulle in Timbuktu gedoen het. Nee, God het sy eie pad vir ons. Julle hoor, jy kan nie, as Graham kom van Jeffreys Bay af, en nou moet ons doen wat Jeffreys Bay doen, en Henning kom van Koekenaap af, en nou moet ons doen wat Koekenaap doen, en Oliver kom van Pretoria af, en nou moet ons doen wat Pretoria doen. Dis chaos. Dis chaos. Ek kan nie doen wat jy doen nie. Sorry, God het my iets gegee om te doen. So jy kom help. As God jou hier gesit het, kom help jy dit wat ons hier doen. Ek praat nou baie stryd, maar ouens, ons moet hierdie goed leer vir die kerk. Is dit waar? Ek kan nie jou eie ding kom doen nie. Dis confusion, man. Understanding hê van hoe die kerk van die Here Jesus werk. OK, ek sluit af. Nou is ek regtig klaar. Amos 8 vers 11, hier sê: Kyk, daar spreek die Here dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Let us call this day forth, man. Laat kerke weer vol sal sit en laat die woord van die Here in waarheid sal uitgaan. En lewens verander word deur die krag van die woord. Want ons het 'n cheap way gekry, ons kom net vir 'n handoplegging. So net handoplegging, jy pastoor bless my en jy maak nog so, dan sê die ou, en dan lê en slaap hy daar vir die res van die diens. Dr. Seggie sê plek sit hulle agter, die vroeë jare het hulle agter in die kerk geslaap, nou slaap hulle hier voor. OK, nou 'n honger om die woorde van die Here te hoor. See, the days are coming, says the Lord, when I will send times of great need on the land, not need of food or desire for water, but for hearing the words of the Lord. Come, Lord Jesus, come.
Come Lord Jesus, come. En daarby bedoel ek nie fisies come Lord Jesus nie. Daar's baie maniere hoe die Here Jesus kom voor hy fisies finaal gaan kom. En wanneer jy so woord hoor, dan sê jy come Lord Jesus, bedoelende kom Here Jesus en maak hierdie ding waar in ons midde. Ons soek dit, ons sien uit daarna, ons roep dit. Soos wat die Gees en die bruid sê kom, so sê ons kom Here, ons is reg vir dit, laat daar 'n honger kom na die hoor van die woord van die Here. Laat kerke weer vol sit van mense wat waarlik die woord van God soek. En soek daarna om die woord te doen en nie net te kritiseer nie. Soek daarna om die woord uit te leef. Kom ons staan en bid ons saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre kan staan onder die banier en die kenteken van 'n nuwe seisoen. Hierdie is 'n woord, Here, wat ons leer lief kry het, want dis die woord van die Here. Dis die nou woord, dis die woord wat vars is. Dis die woord wat warmte dra. Dis die woord wat gees dra in ons harte. Die ou dinge het verbygegaan, ou seisoene, ou woorde het nie meer die krag nie, maar ons staan vandag in die krag van 'n nuwe woord, 'n nuwe bassein, Here. En ons is so bly, ons kan in hierdie dag hier wees. Dankie vir wat U in ons harte werk. Dankie vir die woord van die Here wat U gestuur het en die manier wat U gestuur het. Paulus sê God het die dwaasheid van prediking gekies om sy dinge deur te doen. Dit sal nie vir die grandes aanvaarbaar wees nie en vir die wat met hulle verstand God probeer uitreken nie, maar vir hulle wat God soek sal dit wees. Dis die krag van God en dis die heerlikheid van God. Dankie Here, ons loof U daarvoor. Ek wil vanmôre bid dat hierdie goed in ons harte sal leef, dat dit ons sal aanspoor om in die paaie van geregtigheid te wandel, that we will have understanding, that we will seek wisdom, dat hierdie goed ons sal bewaar soos wat ons gehoor het, dat dit 'n kroon op ons kop sal plaas, in die naam van Jesus Christus. Ons dankie en ons eer U daarvoor. Amen. Amen.